Ok, dis Vrydag die 7de Augustus, 'n baie groot dag vir rugby. Die Stormers speel vanaand vir die eerste keer in meer as 30 jaar teen die All Blacks en die Stellenbosch Eekkorings is op pad Hartenbos toe vir hulle jaarlikse interskole. Ek wil sê daar is nie eers een cracker in enige Pakistani winkel in die hele tuinroete te koop nie. Die kinders het alles uitgekoop, so vir al die mense wat in die ATKV oord bly die naweek, wees gewaarsku, die Stellenbosch kinders gaan julle wakker hou in die aand, al hulle crackers hulle gaan gooi. As ek hierdie video klaar gepost het, gaan ek so toe gaan. Ek praat vandag Afrikaans, want ek moet my Afrikaans oefen vir Hartenbos. Daar word nie 'n woord Engels gepraat in daai dorp nie. En ons gaan lekker supertube ry en lekker swem in die see en lekker skole rugby kyk. Alright, so welkom terug by The Daily Dentist. Vandag se geval is weer 'n baie konservatiewe geval wat ek vir julle wil wys en hoe ons gedoen het en wat ons als gebruik het. So jy kan sien die pasiënt het so aangekom by ons. Hy het baie abfraksieletsels op sy tande is bietjie geweer, hy het ouer stelling, sy tandekortheid toe basies 'n overall. So ons het weer ons 5 elemente van the less is more approach gebruik om so konservatief as moontlik sy tande reg te maak, om so min as moontlik te boor, om geen onnatuurlike enamel of geen gesonde tandstruktuur te verwyder nie. En daar kan mens sien die bo en die ondertande, jy kan sien hy het swaar amalgame, sy tande is swaar gevul, daar is 'n paar vreemde herstellings wat nie meer lekker lyk nie. So hy het basies maar 'n hele overall nodig gehad wat ons al die tande oorgedoen het op 'n baie konservatiewe manier. Hierso is sy intraoral scan. Ons gebruik die Trios scanner, hierdie scanner, om die intraoral foto's of die intraoral scans te doen. Jy kan sien hoe lyk al die tande, al die abfraksieletsels daar. Abfraksieletsels is basies wat jy kners op die tande en die tande begin op die kante waar hulle baie flexible is, begin hulle klein bietjie afsplinter en dan as jy hard borsel, dan borsel jy dit verder af. So dis wat hierdie goed hier langs die kant is. En hierdie mense is tipies mense wat hulle tande baie hard kners. Kan ook al die swaar gevulde tande daar sien, die ou groot amalgame wat tipies die tand kraak, daar kan mens die kraak al klaar begin sien. Weer eens 'n klomp abfraksieletsels, as jy in die bo-tande kyk, jy sien selfs storie, swaar gevulde tande, ons het basies alles oorgedoen op 'n baie konservatiewe manier. So die eerste ding wat ons gedoen het, is al daai ou amalgame en krake en karies, alles uitgehaal en die tande toe mooi afgeseel. So daar op hierdie scan gaan jy kan sien basies die preps. Daai blou ding wat mens daar sien, ek dink jy gaan dit beter weer eens sien. Daai blou is mens noem 'n rubber dam. Dis daai rubber ding wat ons oor die mond sit om die tande te isoleer van die mond af, sodat niks. Mens kan eerstens baie beter werk doen want alles is uit die pad uit, jou tong is uit die pad uit, jou wang is uit die pad uit. En dit is ook baie goeie moisture control. So ons kan die tand lekker droog hou en ons kan die tand lekker afseël. Wat ons gewoonlik dan doen is, mens doen met biomimetic dentistry, dis waar jy die tande skoon maak, al die krakies uithaal, en dan net die tand, eerstens die dentine deel van die tand afseël met 'n resin. In biomimetic dentistry noem mens dit resin coating, so jy seël die tand af, dat daar geen sensitiwiteit vir iets het, jy sit 'n dun laagie resin, wat soos 'n klein bietjie flowable composite is, soos wit stopsel, sit jy oor die tand, en jy kan sien daar is dit op al daai tande gesit, en daai ook. So daarna polish is die tande mooi, dit is 'n lekker mooi finish kry, ons scan weer die byte soos hier is, en dan vat ons dit oor na ons software toe waar ons die tande design. Die software noem ons InLab, dis is 'n laboratorium software. En wat ek net wil wys is hierso, is jy kan sien, ons het nie die tande alles gaan wegsny nie. Ons probeer, we want to be as least as invasive as possible. So ons wil nie enamel gaan wegsny nie. Daai enamel wat jy daar sien, of as ek op die scan kan beter wys seker, daai enamel, daar's niks fout daarmee nie, dit is baie sterk. Jy gaan 'n klein aansluitingkie daar sien, maar dis baie langtermyn baie meer stabiel om 'n tand so reg te maak as wat jy die hele ding gaan wegsny, net om 'n fake stuk porselein op te sit wat baie groter kans vir probleme het. Hierdie klein goedjies langs die kant, hierdie abfraksieletsels, vul ons net op met resin na die tyd met 'n komposiet. So daar kan jy ook sien, ons vul dit op met 'n komposiet. En dan lyk dit perfek. As daar ooit 'n probleem kom en hierdie abfraksieletsel gee issues, want die probleme kom altyd hier onder. As jy 'n kroon opsit
en die kroon begin losraak oor tyd, dan kom die bakterie daaronder in en dit veroorsaak probleme. Maar as hierdie klein komposiet afpop, dan kan ons hom net weer vasplak en ons geen issues op nie. So dit is 'n baie meer konservatiewe approach as om net krone te gaan sny en weer eens al die enamel van die tande af te sny. Ek kyk geweer na die designs, daar kan jy sien die krone, ons vat dan hierdie krone en ons mil dit in 'n milling unit, so dit is soliede porselein. Die groot krone wat jy sien, die actual krone is porselein, die kleiner doen ons met komposiet, so dit is 'n bietjie sagter materiaal. Ek dink daar of hulle die boonste tande wys. Right, so die tande het ons dan net so oorgevat, gestein, gepolish baie mooi en ons het hulle in die mond gesit, ons het hulle weer onder rubber dam vasgeplak en as mens dan kan kyk op die post-op scan wat ons gedoen het, daar is die post-op. Kan jy sien, daar is al die herstellings in plek. Jy kan liggies die aanhegtingspunte daar sien, maar weer eens, niemand kyk so ver in iemand se mond om te sien die agtertand het nie 'n volle kroon op nie. Dit is 'n baie meer konservatiewe approach as wat jy alles gaan wegsny. So ons vat net weg wat nie daar moet wees nie. Haal die krake uit, haal die karies uit, haal die ou herstellings uit en dan vervang ons alles met nuus. Ons het hierdie voortande met wit komposiet reggemaak, so net die gaps en daai spasies wat jy kon sien in die begin, hierdie abfraksieletsels. Het ons net toegemaak, ons het hierdie tande weer net so mooi opgebou dat hulle level is. En as mens dan kyk na die foto's, daar is die before foto's en daar is die after foto's. Al die herstellings opgeplak, almal is wit, almal lyk goed genoeg, die pasiënt is baie happy. Daar kan jy die komposietwerk sien op die voortande. Die nuwe moderne komposiete hou unbelievably goed. As jy hulle mooi polish, dan kry jy amper nooit meer groot probleme nie. Natuurlik as iemand nooit hulle tande gaan borsel nie, gaan die polish begin vlek, maar die komposiet begin vlek. Maar dit is baie maklik om dit skoon te maak. Hier wat jy hier sien is die polish wat ek vergeet het om af te haal voor ek die foto geneem het. En daar kan jy dan die before en after sien. So jy kan sien hierdie tande wat so lyk, dit is net opgebou met wit komposiet. Daar is net opgebou met wit komposiet en dit lyk weer heeltemal natuurlik. En die pasiënt is natuurlik super happy en hy het gesonde tande wat baie jare gaan hou, wat maklik is om te maintain as daar probleme kom en hy lyk natuurlik, hy lyk nie overly done nie en dit kos hom nie 'n arm en 'n been nie. Hierdie pasiënt sal mens ook dan 'n bytplaatjie gee wat hy mee slaap en hy sal een keer die jaar inkom, as daar iets is wat gestein is, kan ons dit polish, maar soos ek sê, hierdie werk hou eintlik baie goed en dis baie gemaklik op die mond ook. So, baie dankie vir die case of the day wat julle vandag bygewoon het met The Daily Dentist. Ek gaan in my kar spring, kyk of daar nog crackers te koop is by enige Pakistani winkel en dan deurskiet Hartenbos toe. Ek hoop almal het 'n baie lekker naweek en geniet Maandag se Vrouedag. Dankie.